And not because I was strong, not because I was right, but because you are faithful. You stepped into my life. Abba, my Father, I belong to you, not by my effort, but by what you do. Abba, my Father, you call me yours. Abba, my Vader. Nou, eerste ding wat in jou gedagtes ingaan, Abba, my Vader. Dit is nie belangrijk geworden met jou wil praat nie. Ek het vroeger gesê, ken julle die terme van Abba? En dis waaroor ek vanmorgen so bietjie met julle wil gesels. 'n Mens moet dikwels die uitdrukking Abba raak in meer populêre geestelike geskrifte. Aan die ander woorde, daar word baie gepraat oor Abba. Baie mense dink praat van Abba. En ek wil vanmorgen so 'n bietjie daarby stil staan. Daarom sal dit goed wees dat ons geslag dieper daarna kyk. Abba is die Arameese vorm van die Hebreëse woord Ab. Sien ons kan so 'n bietjie Hebreëus in hierdie kerk praat. En kom voor my Vader, ons Vader. Ons vind dit ook in 'n titel soos byvoorbeeld by die rabbis soos Abba, Gamaliel. Maar Abba kom baie sterk na vore. Nou, Abba van. Wie van julle kan nog onthou? Maar ek dink ons ouer mense wil ek meer oor praat, weet jy wie kinders het nog vandag doen nie. Hoe ons in torings geloop het, voet seer gemaak het, die kon loop nie sportvelde, dat ons iemand gekry wat ons Abba. Julle weet waarvan ek praat, so ons is allemaal klaar op die regte pad. Wie weet dan verder beteken? Baie keer as jy net moeg is, ek kan onthou. As jy moeg is, jy kan nie verder loop nie, Abba. Nou paas wat 5 kinders het, sal nog gereeld die kleintjies vat en hulle Abba. As iemand op jou rug daai tyd geklim het, of jy selfs jou kleintjies, as jy hulle op jou rug gesit het, dan het jy jou vasgevat, jou vasgedruk, jy om die nek vashou, selfs soms hulle bene om jou geslaan. Julle weet ons waarvan ek praat. Ek wil net hê hierdie prentjie baie duidelik vanmôre om julle kop te vas. Waarom val jy môre in ons? Wat het dit ook feeslik? Alles. En dan is daai kind om vashou het die pa, dan maak hy seker dat hy nie afval. Nou wil ek vanmôre sê, ek wil nie hê jy moet baie mooi hoor wat ek sê, ek wil nie lank preek. Maar wat ek sê, en ek moet vanmôre vasvat. Wanneer jy jou hemelse Vader, jy mag vir hom sê Abba Vader. Ja, jou hemelse Vader, Abba Vader. Noem, erken jy vanmôre, jy is 'n kind van die Here. Wie van julle is môre kinders van die Here? Wie van ons het ons harte vir die Here gegee? Ja. So, hy is ons Abba Vader en ons is 'n kind van hom. Het julle daai? Nou,
Jy is altyd 'n kind van Jesus. Dit klink vanmôre net so bietjie kinderlik. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, dat hierdie Abba betekenis het 'n baie diep betekenis in jou geestelike lewe. Want dit beskryf jou en my verhouding Abba Vader en Liefde. Psalm 7, laat sy baie belangrik. So in jou verhouding met die Here, is hy jou Abba Vader. Hy is jou Pa. Hy is jou geestelike Pa. En hoe gouer ons op daardie bladsy kom, dat jy kan sê, dit is my hemelse Pa. So dis baie belangrik. Wanneer ons hom aanspreek as Abba Vader, dan toon ons respek en eerbied. Hoe sou dit nou klink, seun, as jy vanmôre vir jou pa, jy en jou sê? Hè? Dis waar, sou wat ek nou sê is die waarheid. Ons kan met ons heilige Papa, jy en jou nie. En ek sien baie mense praat van die man daarbo. Die man daarbo is my hemelse Pa. Hy het vir my gesterf op die kruis. So hy is ons Abba Vader. Ons kan vanmôre Abba as 'n metafoor van God sien, hoe hy ons dra deur die lewe. Net soos ouers, paas wat nie vanmôre sit, hulle kinders vertrou om hulle Pa vir hulle te wees. Net soos dit vanmôre in ons gelowige lewe, in ons wandelspad met die Here, wat ons Abba Vader kan vertrou. Ons vergeet, ons het 'n Abba Vader. So, wat dit moeilik, ons Abba Vader. Ek gaan vanmôre vir julle net so 'n paar stukkies in die woord van die Here wys. So daarom kan ons vanmôre in ons moeilikste tyd weet dat ons Abba Vader ons sal dra. Kom on, mense, ek preek vir hom, kom by jou vanmôre. Ek sê, net so kan jy weet dat jou Abba Vader, die Heilige Vader van jou, ten alle tye sal dra. Amen. Dit klink beter, dat die duiwel weet, dat jy het 'n Heilige Vader. Ek wil vanmôre vir jou vra, besef jy, Abba Vader altyd gereed en reg is om jou hand te neem en jou te Abba deur die moeilike tyd wat jy deurloop in jou geestelike lewe of in jou normale lewe is dit vanmôre wat ek wil sê. Soos belangrik dat jy sal weet dat Abba Vader altyd daar is vir jou.
Ek wil vanmôre vir jou sê, en ek wil jou vanmôre herinner, dat die Here sê, ek en my woord is een. Ek kan nie lieg. Die Bybel sê, God kan nie vir jou lieg. Hy kan nie vir jou lieg. Want hy en sy woord is een vanmôre. Wanneer jy vanmôre oorweldig voel, wanneer jy voel jy's alleen, wanneer jy voel dat daar net niks is vir jou, Abba Vader is daar op jou leer na. En so dis nie so oor ongewonder te raak vir ons, om te weet dat Abba Vader is daar. Jy is nie alleen. Jy moet weet vanmôre dat Abba Vader is bereid om jou op sy rug te dra. Luister wat sê Psalm 121. Ek slaan my oë na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Abba Vader in die hemel gemaak. Waar is jou hulp vanmôre? Wanneer dit moeilik gaan. Wanneer dit lyk asof alles teen jou dra. My ma verstaan my pa verstaan my. My vrou verstaan my man verstaan my. Dis wondervol. Hy het die hemel en die aarde gemaak en verstaan. Hy's daar. En hy wil jou so graag op sy rug vat en hy wil jou deurdra deur hierdie moeilike situasie wat jy in is. So na vers 4 toe vat, van Psalm 121. Luister mooi. Dan kom ons doen eers vers 3. Vers 3 sê, hy kan jou voet nie laat wankel nie. Terwyl Abba Vader jou almal. Hoor wat ek sê. Terwyl hy jou Abba vanmôre. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Dat die bewaarder sluimer of slaap nie. Jou Abba Vader wat jou dra, slaap nie vanoggend nie. Maar hy skryf terug. Dis Abba Vader. Maar hy sal vir omstandighede is. Abba Vader is daar. Jy vermoorde hier te dra. As jy vanmôre gedink het, al hierdie oudtydse Abba stories, is sommer nonsens. Dan wil ek jou vanmôre so 'n bietjie deur die woord van God vat. Dis op die Ou Testament geskryf mense. Ek wil julle graag deur die woord van God vat. En luister wat sê Jesaja 46 vers 4. En toe die ouderdom, en tot die ouderdom toe, is ek dieselfde, ja, tot die grysheid, tot sal ek julle dra. Hy gaan julle dra. Hy gaan julle dra vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou goeie nuus gee. Abba Vader gaan jou deur elke situasie, elke probleem, elke omstandighede, gaan hy jou vanmôre, Abba. Jy's nie alleen nie. Ek sal julle dra. Jy het dit gedoen, en ek sal julle opneem, en ek sal julle dra, ek sal julle red. Wat dit? Die storie vind nie altyd weg. Maar my vraag vanmôre is, het jy al vir Abba Vader gevra, om jou te aanhou, deur elke omstandighede in jou lewe? Het jy al vir Abba Vader gesê, ek kan nie meer nie, tot hier toe en nie verder nie.
Luister na hierdie pragtige woord wat die Here vanmôre vir jou en vir my wil gee. Psalm 55 vers 22. Hoor mooi. Elkeen van ons wat hier sit, het vanmôre sorg. Elkeen van ons hier het 'n bekommernis vir die dag van môre. Maar hoor wat sê Psalm 55 vers 22. Laat jou sorge aan die Here oor. Laat hy jou Abba. Laat jou sorg aan die Here oor. Hy sê wat sê? Hy sal vir jou sorg. Hy sal vir jou sorg. Al gaan dit moeilik. Hy sal vir jou sorg. In sy woord. Hoor wat sê verder in Psalm 55 vers 22. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Come on. Mense, come on. As jy nie in die steek laat nie. My vrou gaan my in die steek laat. Ek gaan haar in die steek laat. Ons gaan mekaar in die steek laat. Maar Abba Vader sê vanmôre, hy sal jou nie in die steek laat nie. Dis tyd, wanneer dit moeilik gaan, dat ons hande opsteek en die Here begin loof en prys vir die situasie wat ons is, vir die oorwinning wat hy vir ons gee. Amen. Jesus is op die woord. Daar's 'n storm. En hy slaap. Sy disippels hardop na hom toe. Gee nie om. Gee nie om. Dat ons sal vergaan. Vergeet die meester is daar. En ek wil vanmôre vir jou sê, die meester is hier om jou vanmôre te aanmaak in elke situasie in jou lewe. Vanmôre vir die vraag, hierdie die skrif opgevat. Die beloftes wat die Here vir jou gegee het, dit jou te maak. Jy wil dit jou te maak volgens. Maak nie saak wat die probleem is, nie maak nie saak wat die omstandighede is nie. Abba Vader, is reg om jou vanmôre te Abba, want hy is nie dood nie. Hy sit met God die regterhand. Hy is hier om vir jou vanmôre te neem. Genoeg is genoeg vanmôre. Dit tyd gemaak. Het ons vir die duiwel sê hy is 'n leenaar. Come on, sê dit vanoggend. Leenaar. Yes. Abba Vader, wil jy vanmôre aan vir elke omstandighede, elke probleem, elke ding wat jou pad mag langs kom, wil hy vanoggend jou vat. Hy wil jou idee, Abba. Hy wil jou idee dra. Hoor wat sê Psalm 68 vers 19. Geloof sy die Here, dag na dag dra hy ons. God is ons heil. Wow! Iets om opgewonde te raak. Vanmôre vir jou vra. Die oomblik as hy jou begin dra, die oomblik as hy jou begin te Abba, is jy 'n wenner vanoggend. Jy's 'n wenner. Dis tyd dat ons by hierdie punt in die woord van God kom, dat ons hierdie verdeel maak van ons lewens. Elke een wat jy sit, jy is vanmôre 'n wenner. Omdat hy jou lewe is. Dis die beste van alles.
Hoor wat sê 1 Petrus 5 vers 7. Werk al jou bekommernisse op hom. Hy sorg vir jou. Hoor wat ek sê. Werk al jou bekommernis op hom. Want as jy jou bekommernis op hom gewerp het en hy allemaal jou, sal hy jou deurdra. Hy sal jou deurdra. Hy gaan jou vanmorgen deurdra. Ons almal gaan weer patches van ons lewens af finansieel dit nie goed gaan nie. Almal van ons gaan deur 'n situasie waar daar probleme vir ons voor lê. En ons sukkel om oorwinning te kry. Maar ek wil vanmorgen vir jou die versekering gee, dat hy sal jou deurdra. Hy sal jou aanhou. Hy gaan die pad vir jou loop. Ek wil vanmorgen sê, ek sukkel met Galasiërs 5. En die vrug van die Gees in my lewe toe te pas. Hoor wat sê. Hy gaan jou deurdra. Dis tyd. Dat ons kom by 'n punt in ons lewens wat ons begin sê, daar is geskrywe, daar's geskrywe. Toe die Here weer sy moeilike tyd gaan, is daar geskrywe. As jy kom by die duiwel en jy sê, duiwel, daar is geskrywe. Dan wil ek vanmorgen vir jou sê, wanneer hy jou aanhou, daar's geskrywe, dat niks sal jou oorkom. Ek dink vanmorgen wonderlik. Die vanmorgen in die kerk miskien vanmorgen kom. En jy baie bekommernisse. Daar's baie probleme. En ons almal gaan daarheen. Maar ons sal veel wat ons is. Maar ek is bly om vanmorgen vir jou te kan sê, ek het die antwoord vir jou. Ek het 'n antwoord vir jou. Hy wil jou aanhou. Hy wil jou hier deurdra vanoggend. Hy wil jou deurdra vanoggend. Jy moet hom toelaat. Nie wat my wil loop, met jou wil wees. Laat die Here die werk doen. Dat ons nie van voorskryf. Ons kan nie van voorskryf. Dat hy die pad loop vir my. Ek wil afsluit met hierdie verhaal. As ek sê, ek het iewers gehoor, ek kan onthou waar. Hierdie persoon het met die Here gepraat. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet. Toe met die Here kom, te vra hy vir die Here, hoekom is daar net een reispoor in my lewe? Dan is daar een reispoor, dan is daar twee, dan is daar een reispoor. Toe sê die Here, ek het jou deur gedra. Ek het jou deur gedra.